Ons sal sing oor die goedheid van God. Mag hierdie woorde ook in ons gedagtes ego, wanneer ons wil oopmaak by Psalm 78 vers 1 tot 19, en daar staan om die gedeelte gaan dan oor onthou. Ek sê altyd vir die kinders, psalms is so in die middel van die Bybel, as jy dit so oophou, dan is dit maklik om dan psalms te kry. Ek het dan vir oom Johan gevra om hierdie psalm dan vir ons te kom voorlees, die eerste 19 verse. Gedig van Asaf. Luister na wat ek jou leer, my volk. Luister aandagtig na wat ek sê. Ek gaan 'n gedig voordra. Ek gaan julle inlei in geheimenisse uit die verre verlede. Wat ons gehoor het en wat ons weet, wat ons vaders ons vertel het, sal ons vir ons kinders nie verswyg nie. Ons sal aan die volgende geslag vertel van die roemryke dade van die Here en van sy mag. Van die wonderdade wat hy gedoen het. Hy het aan Jakob sy voorskrifte gegee, aan Israel as sy onderwyser. Hy het ons voorvaders beveel om dit aan hulle kinders bekend te maak. Sodat die volgende geslag dit kan weet, die kinders wat nog gebore sal word, dit weer aan hulle kinders kan vertel. So sal hulle dan op God vertrou en nie vergeet wat hy gedoen het, nie maar gehoorsaam wees aan wat hy beveel het, en nie wees soos die voorvaders. Dit was 'n opstandige en ongehoorsame volk, 'n onbestendige geslag wat nie getrou op God getrou was. Die Efraïmiete was goed gewapen en bedrewe met die boog. Maar die geveg begin hulle gevlug. Hulle het die verbond met God nie gehou nie en geweier om te lewe soos hy gebeur het. Hulle het vergeet van sy werke, van die wonderdade wat hy hulle laat sien het. Voor die oë van hulle voorvaders het hy wonders gedoen. In Egipte, in die veld by Soan, het die see oopgekloof en hulle laat deurtrek. Hy het die water laat opdam en dit het soos 'n muur gestaan. Bedags het hy hulle met 'n volk gebring, snags in die lig van die vuur. Hy het rotse in die woestyn oopgekloof en soos by groot waterstrome almal se dors gewes. Hy het water in die rots laat stroom, dit soos 4 riviere wat vloei. Maar hulle het aangehou om teen hom te sondig. In die woestyn het hulle teen Allerhoogste in opstand gekom. Hy het God getaard, toe hulle kos gevra het na eie smaak, en God uitgedaag het. Gaan God hier in die woestyn kos gee? Hemelse Vader, nadat ons so na die woord geluister het, en ons afgesluit het met 'n vraag, kan U dan in die woestyn kos gee? En ons dink aan die Nuwe Testament waar Jesus ons leer bid het, gee ons daaglikse brood. Here, U het die Israeliete in die woestyn versorg met manna en kwartels. Hoe kan ons vergeet wat U jaar in en jaar uit vir hulle gedoen het? Met manna, kwartels en water. Hulle klere wat nie oud geword het en hulle skoene wat nie verslyt het nie. Hoe kan ons geslag vandag van U vergeet, Here? Help ons om U te onthou deur die werking van die Heilige Gees. Help ons om bewus te raak van ons lewe in U teenwoordigheid. Ons is 'n tempel en die Heilige Gees is in ons. Help ons, Here, om U nie te vergeet nie. In Jesus naam alleen. Amen. Liewe vriende, Connie Luit het 'n boek geskryf met 'n baie mooi titel. En hierdie titel is Waar
waar onthou begin? Mooi, né? Waar onthou begin? En toe dink ek, maar waar begin my onthou? Wat is my eerste gedagte wat ek kan onthou? En toe besef ek is waar my ma met die pantoffel langs die eetkamertafel sit, as ek nie met groente wil eet nie, dan word ek so gewaks hier onder kan die tafel deur. Waar begin jou onthou? En hierdie boek handel oor 'n vroutjie wat vir 'n motor ingeloop het en toe sy in 'n koma ingegaan. En met verloop van tyd het sy haar geheue begin herwin. Sy het so terugblikke en terugblitse gekry. En toe gaan dit maar net basies oor hoe sy herstel en wat sy onthou en nie kan onthou nie. Maar wat mooi is, die boek begin met my gedagtes is leeg, my kop is leeg want ek kan niks onthou nie. En toe wonder ek maar hoe leeg is my koppie nie. Want ek is geneig om van God te vergeet. Van sy weldade roem ek nie meer nie en ek praat nie meer oor God nie. Waar begin onthou is 'n goeie vraag. En dan om so 'n bietjie van die wêreldse in te bring. Karika Peesenkamp het 'n liedjie geskryf. Kan jy nog onthou? Kan u die liedjie onthou? Kan jy nog onthou? Ek onthou die sorglose dae van kind wees, van vry wees, die goeie ou dae se dinge, vasgeweef aan my hart se lappies kombers. En toe ek dit lees, toe wonder ek maar, kan God se gedagtes ook nie in ons hart vasgeweef wees nie? Dat dit wat in die hart is oorloop in die mond, dat ons nie daarvan vergeet nie. En dan gaan sy verder, daardie dae was dinge so anders, ons het nog buite gewabel draai, en gehalte tyd as een gesin gehad, om aan een tafel te spandeer. Kan jy nog onthou? Ek onthou 'n Kaalvoet kind, met sole vol dubbeltjies, nikkerwols, raskels in die kies, en shibbit gevlekte vingers. Daar was boom geklim, op 'n dak gesit, met 'n ketty en bessies in die hand. Dis verby, maar nooit vergeet, die goeie ou dae, in die oranje, blanje, blou Suid-Afrika. Ek ruik nog my ma se konfyt, wat kook op 'n plaasstoof. Dis daai spesiale dinge, wat tyd nie van 'n hart kan beroof. Bokse vol suiwerings, in klei laat seën, stokbrood en pannekoektye as die wolke buite besluit dat dit gaan reën. Kan jy nog onthou? En dan antwoord sy, ek kan onthou. Sy gaan verder, ek onthou die Inry Theater draadkar en jou triks. My eerste BMW fiets, die plaasfoon se kort en lang draaie. Ou van Riebeek was nog op 'n noot. Kyk wat wapper teen die blou, ouma se anysbeskuit en 'n taai dirkie kondensmelk gesig. Kan jy nog onthou? Ek kan onthou. En voordat ek verder gaan met onthou en geheue, het ek so 'n paar fotootjies gekry van ons almal, of meeste van ons het ons maar 'n soet tand. Kan jy nog van hierdie lekker goedjies onthou? Ek weet van dit is nou nie meer hierdie caravan, dit was nou my gunsteling gewees. Die naamlekkers, en wat is dit vir naamlekkers? As ons so opgewonde raak, hoekom raak ons so opgewonde oor God stories nie? Hoekom gesels ons nie met mekaar oor wat God gedoen het met Farao om die Israeliete uit Egipte land te bevry nie? Hoekom praat ons nie oor dit nie? Want daar's 'n gegons en 'n opgewondenheid toe ons terugdink oor die aardse dinge en die mooi herinneringe van die liedjie kan jy onthou en ook die prentjies. Maar ek vra vir u, soos u hierdie beelde lekker goed onthou en 'n paar van die
kombuisimplemente toebehore. Onthou ons vir God stories? Onthou ons God se hand in ons lewens, sien ons dit raak in ons lewens en vertel ons vir mense daarvan? En jy sien Asaf kom bring hier die waarskuwingspsalm onder ons aandag, want dit is eintlik wat dit is 'n waarskuwingspsalm. En wanneer ons dan die boodskap oordra, is dit altyd belangrik om so 'n bietjie stil te staan by lering. En ons kyk wie was Asaf gewees? Hy was 'n Lewiet en hy was in diens van die tempel. Jy kan dit maar gaan lees in 1 Kronieke 6 vers 39. Asaf was een van die hoofsangers gewees. Hy was leier van die aanbiddingsspan in 1 Kronieke 15 vers 16 tot 18 en hoofstuk 16 vers 4 tot 7. En hier kom die hoof van die aanbiddingsspan, die leier van Dawid se aanbiddingsspan, en hy kom bring hier die waarskuwingspsalm onder ons aandag, en hy sê vir ons, moenie van God vergeet nie, en hy waarsku ons om getrou te bly aan God en om hom te gehoorsaam. En dan vat Asaf ons terug om getrou te bly aan God, moenie vergeet van God nie, luister na wat ek vir julle sê, luister mooi is die eerste vers se boodskap. Eintlik so, met alle respek, musiekleier, juffrou wat kom en sê, maar onderwyser wat sê, luister, nou luister mooi, so dubbele gedeelte. Dit is die noot wat jy moet vat, dit is die boodskap wat jy moet gaan uitdra. En hier kom Asaf en hy sê, maar luister mooi, nie net gewoonweg luister nie, luister fyn, dit is die noot, dit is die boodskap, dit is die lied, dit is die gedig wat jy moet gaan uitdra. En hy bring ons terug na Deuteronomium 6, vanaf vers 6 tot 9, lees ook hoofstuk 8 daar, waar daar vir ons geskrywe staan, dat ons God moet onthou. Hierdie gebooie wat ek vandag vir jou gee, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. Jy moet dit as herinneringsteken vasbind aan jou hande en dit moet 'n merk op jou voorkop wees. Skryf dit op jou deurkosyne en stadspoorte. Vers 8 in ons hoofstuk sê, vers 8 in hierdie Deuteronomium 6 staan daar, vasgebind. En vasgebind is 'n simbool van vasmaak. As ek iets vasbind, iets knoop, dan maak ek iets vas. Met ander woorde, ek moet hierdie gedagte, ek moet hierdie geheue, ek moet onthou wat God gedoen het, moet ek iewers vasmaak in my binneste, sodat dit deel wees van my. Profet sing in die Houtkruis, ek onthou vir Dawid, hoe hy by die ark om die ark gedans het. Wat onthou jy van die Bybel? Van 'n Bybelfiguur, 'n Bybelverhaal? Wat onthou jy van God? En elkeen van julle behoort so 'n rooi lintjie te gekry het by die deur. En ek wil vir julle vra, as jy gemaklik voel, sit dit om jou vinger. Om jou te onthou, dat hierdie herinnering, hierdie rooi lintjie wat ek aan my vinger het, moet ek onthou om God stories te gaan uitdra. Ek moet gaan vertel vir die nuwe geslag, soos wat Asaf sê, dat God se woord nie agterweë laat nie, dat daar nie vergeet word van die 10 plaae, dat daar nie vergeet word van die manna en die kwartels en elke dag se water nie. Dat ek nie vergeet van hoe lief God die wêreld gehad het dat hy sy enigste seun gestuur het nie. Dat ek nie vergeet van Jesus se geboorte, se lewe, se kruisdood, se opstanding, se hemelvaart en dat hy besig is om 'n plek vir my in die hemel voor te berei nie. Jy kan kies op watter vinger jy dit sit. Ons as gemeente het hierdie muur hier waar ons gereeld ons versies skryf. As daar versie is wat jou opval, dan kom skryf jy dit daarop en jy plak dit daar vas. En ek wil jy uitnooi asseblief, kom plak nog versies, want dit is wat Deuteronomium vir ons sê. Teen die deurkosyne op die stadspoorte, kom sit jou versie teen die kerk se muur, kom staan daar en luister watter ander versies die Here onder jou aandag bring.
Luister na wat Asaf vir ons sê wanneer hy aandagtig vir ons sê wat ons moet onthou. Hy sê hierso: ons sal aan die volgende geslag vertel van die roemryke dade van die Here en van sy mag en van sy wonderdade wat hy gedoen het. Ons vertel van die Here, ons vertel van sy mag en ons vertel van die wonderdade van die Here. Wanneer laas het ons dit met mekaar gedeel? Wanneer laas het ons oor die Here gepraat, oor sy roemryke dade, oor die wonderdade? En dan praat ek nie Bybels nie, ek praat waar iemand gesond geword het, ek praat waar iemand 'n werk gekry het, ek praat waar die Here se hand in die persoon was, en is, en nog steeds met hom of haar 'n pad stap. Vers 7 in ons gedeelte om hier af te sluit. So sal hulle dan op God vertrou en nie vergeet wat hy gedoen het nie. Hoe gaan ons op God vertrou en nie vergeet nie? As daar iemand is wat my vertel van God en sy Godstorie. As daar iemand is wat my vertel van hierdie God wat in die Bybel is, wat lewend is vandag deur die werking van die Gees, staan daar in vers 7, dan sal ek op God vertrou en nie vergeet wat hy gedoen het nie, maar gehoorsaam wees aan wat hy beveel. En dan wonder ek, vergeet ons nie van God omdat ons te min oor hom praat of nie oor hom praat nie. Hoekom vergeet ek van God? Hoekom vergeet ek van sy wonderdade, van die almagtige God wat gespreek het en dit was daar gewees? Hoekom gaan sit ek in wanhoop? Hoekom twyfel ek soms? Hoekom dink ek aan selfdood partykeer wanneer die omstandighede net te veel raak? Vergeet ek van God? Want ek word nie in herinnering geroep deur ander mense wat my vertel van God nie, wat hy vir die Israeliete gedoen het, wat hy nog die hele Ou Testament, Nuwe Testament en nog vandag vir ons doen nie. Vers 11. Hulle het vergeet van sy werke, sy wonderdade, wat hy hulle laat sien het. En hy verwys terug na die Israeliete. Hulle was in Egipte toe die 10 plaag plaasgevind het. Hulle was in Egipte toe die doodsengel verbygegaan het en verby hulle huis gegaan het en al die eerstgeborenes van mens en dier laat doodgaan het. Hulle het dit alles beleef, hulle het dit gesien. En hulle kom in die woestyn 'n jaar, 'n paar dae later, weke later, maande later, en hulle kom voor die eerste beproewing van die Rooi See, en hulle vergeet van God wat hulle uit Egipte land, uit die plek van slawerny bevry het. En hulle sê, maar ons wil teruggaan na Egipte toe, ons verlang na die vleispotte. Ons verlang na Egipte, maar ons vergeet van God. Ons verlang terug na die ou dae, ons vergeet van God van vandag. Dat hy nog steeds dieselfde God van Abraham, Isak en Jakob is. Maar ons bid dit en ons sê dit. Maar wanneer gaan ons dit glo? Wanneer gaan ons dit vertrou? Nie een van die Israeliete wat uit Egipte uitgetrek het die land Kanaan binne gegaan nie. Die ou geslag het vergeet wie God is. Hulle het van sy weldade, sy wonderdade vergeet. Hulle het van die 10 plaag vergeet. Maar hulle verlang terug na die vleispotte van Egipte. Ons onthou Egipte, maar ons vergeet vir God. En in elkeen van ons lewens, wie gaan ons onthou? Onthou ek die swaar kry, onthou ek vir God. Onthou ek die swaar kry, onthou ek vir God wat deur my die swaar kry my bygestaan het. Onthou ek vir God wat vir my sê, in die doodskaduwee is ek met jou. Onthou ek vir God wat sê, jy sal nooit alleen wees nie. Die mens is ontrou, maar God is getrou. Onthou ek daardie dinge? En dan gaan ons terug na 'n paar verse in die Bybel, dieselfde Psalm hier van vers 23 af. Hy het die wolke daarbo gebied. En ek gaan net 'n paar aanhalings lees uit hierdie Psalm uit, waar daar vir ons gesê het wat God gedoen het en waarvan ons vergeet het. Vers 23, hy het die wolke daarbo gebied en die deure van die hemel oopgemaak. Hy het manna op hulle laat reën. Uit die hemel kos aan hulle gegee om te eet. Van hierdie brood uit die hemel het elkeen geëet.
Hy het die oostewind laat opsteek en deur die krag van die suidewind laat waai. Soos sandkorrels, soos baie voëls, het hy hulle laat reën. Voëls so volop soos die sand. Ons vergeet van ons daaglikse brood. Hy het dit in die kamp rondom die tente laat val. Hy het vir hulle dit gegee waarvoor hulle gevra het. En as ons dan verder gaan na vers 43, hy het in Egipte sy magtige dade gedoen, sy wonders in die veld by Soan. En dan kan ons nog aangaan tot en met vers 51 wat hy alles gedoen het. Hy het hulle oes aan die springkant swerms oorgegee. Hy het hulle wingerde deur die haal laat verslaan. Hy het die haal aan die vee aan die haal oorgegee. Hy het sy gloeiende toren op hulle laat losbrand. Hy het sy toren vrye loop gegee deur hulle aan die pes uit te lewer. Hy het al die eerstgeborenes van die Egiptenaars getref. Alles wat God gedoen het. En ons kan ons eie voorbeelde noem en ek vra en ek wonder maar net, onthou ons wie God is? Of het ons ook vergeet? En in hierdie boek van Connie sê sy ook, dat om te onthou hartseer is baie keer. Het is moeilik om te onthou, want ons onthou ook hoe die Here hulle in ballingskap weggevoer het, hoe Here toegelaat het dat hierdie dinge gebeur, omdat die mens ongehoorsaam is. En ons onthou hoe die mens berou gekry het oor hulle verkeerde gedagtes, en ons onthou God se genade, en ons onthou hoe hy uitreik na die mens, en ons uit ballingskap uitred. Om ons van sonde te red, het hy Jesus Christus na die aarde toe gestuur. En as ons hierdie evangelie boodskap, die liefde van God van Psalm 78 en sy verlossingswerk deur die Seun en die Heilige Gees onthou, dan is ons soveel ryker. En dan weet ek kan nie vergeet nie. Om saam te vat, God is getrou deur die hele geskiedenis heen. Ons vergeet van God se grootheid en getrouheid, daarom moet ons die nuwe geslag help om te onthou, om te vertrou en gehoorsaam te wees. Ons moet die nuwe geslag help om te onthou en vertrou en gehoorsaam wees. Geliefdes, dis nie nuwe goeders hierdie nie. As die Here Roan hulle seën met 'n kind en die kind word gedoop, dan word die gemeente opgeroep om vir die ouers en die kind te bid. Binnekort Nikita is finale jaar 16 November. Lê ons belydenis van geloof af. En die gemeente word opgeroep om vir hierdie kinders te bid en vir hulle God stories te gaan vertel. Die gemeente sal die ma en die pa bystaan by die doop om die kind te onderrig in die Ou Testament en die Nuwe Testament en die weë van God. Wanneer laas het ons 'n kind nader geroep en gesê, ek wil jou vertel van Jesus. Wil jou vertel van Adam en Eva, Dawid in die leeukuil. Wil jou vertel van Jesus. Want dit is wat ons moet doen. En dan wonder ons, hoekom ken ons kinders nie die Bybel nie? Is dit nie omdat ons dalk vergeet om God stories te vertel? Is dit nie dalk omdat ons nie God stories vertel aan ons kinders nie? Mag die Here ons lei in hierdie opdrag en besef dat ons dan sy woord sal verkondig. Gaan praat oor alledaagse dinge, oor 'n persoon wat teen 20 km/h nie besluit of hy wil reguit aanry of wil indraai nie. Stories van ongeduld, stories van lewe en dood of 'n robot. Mag God ons help om daardie God stories aan mekaar bekend te maak. Amen. Hemelse Vader, ons is ook nog steeds by 'n stuk belydenis van die wet wat ons bely dat ons nie altyd oor die praat nie. Here, daar is so baie ander dinge wat ons oor praat en ons gee nie genoeg aandag en tyd aan U nie. Mag ons fokus op U wees. Mag ons met ons hele hart, hele siel, hele verstand U lief hê, alles wat ons het, want as ons dan alles wat ons het U lief hê, dan sal ons hierdie liefdesboodskap oordra. Mag dit so wees, Here.
En U sê ook, as ons skaam vir U, dan sal U Uself ook vir ons skaam. Here, as ons dan nie U boodskap uitdra nie, dan sal U die klippe opdrag gee om U naam groot te maak en die boodskap oor te dra. Moenie laat ons verantwoordelikheid versuim nie. Mag ons praatjies en gesprekke in 'n nuwe rigting ingaan. In U rigting, Here, in U woord ingaan. U goedheid, U lof besing. En ja, Here, daar waar ons ook mag sê, soos Dawid in Psalm 13, hoe lank nog, Here, hoe lank gaan U nog van my wegkyk? Wanneer gaan U my raak sien? Wanneer gaan U self oor my ontferm? Ook daardie dinge is nodig. Maar dan kom die psalmdigter uit, ek wil die Here loof. Ek wil van sy weldade getuig, ek wil van sy roem en weldade getuig. Ja, Here, ons het nodig om deur daardie oomblikke ook te gaan, en daarom praat ons van hoe U ons daardeur gehelp het, en wanneer ons getuienis lewer, is dit altyd ter verheerliking en eer van wat U in ons lewe bewerk het. Dankie dat ons oor U kan praat. Dit is 'n voorreg om God stories met mekaar te kan deel. In Jesus naam alleen. Amen.